Goeiedag, ons praat oor versoeking om dinge in eie hande te neem. Kom ons lees saam Lukas 22 vers 49. En toe die wat rondom hom was, sien wat gaan gebeur, sê hulle vir hom: Here, moet ons met die swaard slaan. En een van hulle het die diensknegt van die hoëpriester getref en sy regte oor afgekap. Maar Jesus het geantwoord en gesê: Hou op, dit is genoeg. En hy het sy oor aangeraak en hom gesond gemaak. Jy het seker al gehoor dat mense sê, as ek iets reg en vinnig gedoen wil hê, doen ek dit liewerste self. Dan weet ek dit is gedoen. Ons het met 'n geweldige uitdaging in die lewe, naamlik om iemand of iets anders te vertrou, vir toesig, beskerming of iets belangrik. Hoekom versoeking is die vraag? Is dit omdat daar 'n tekort of te min is van iets in ons lewe? Is dit omdat ek voel ek mis uit op iets? Het kan so maklik lyk asof daar 'n vervulde lewe lê. Dat hulle sogenaamde sukses my soos 'n mislukking kan laat voel. As ek myself meet en vergelyk ek myself met mooier, of ryker, of slimmer, of sterker as ek. Of meet ek my teenoor die wie ek dink armer, leliker, dommer of swakker is as ek. Wanneer ek myself teenoor ander meet, weet meer as ek, werk dit trots en hoogmoed. Of as ek myself meet teenoor ander wat minder as ek het, werk dit opwaarts. Dit werk dankbaarheid. As jy opwaarts meet, dan wys jou tekorte duidelik. Dis net hier waar die duiwel en begeertes van die vlees kan intree en ons oorval. Word dit met allerhande versoekings. Versoekings het altyd 'n uitkoms. Of jy dop of jy slag. Kom ons leer iets van Jesus se versoeking na sy doop. Die Heilige Gees het hom in die woestyn ingelei. Hy vas 40 dae. Die versoeker, naamlik die duiwel, het hom dopgehou en op sy swakste tyd kom Satan met 'n oplossing vir sy behoefte en versoek hom in 3 areas. Area nommer 1 is die vleesarea. As jy die seun van God is, sê vir hierdie klippe om brood te word. Jesus het reeds tydens sy doop gehoor, God sê, dit is my geliefde seun, met wie ek hoogs tevrede is en vir wie ek lief is. Dit is belangrik om te besef wie jy is, as ook waar en wie jou bron is. God ons Vader voorsien in al ons behoeftes. Ons sal lewe vanuit elke woord van ons Vader. God se woord is genoeg vir elke of enige behoefte wat ons ook al mag hê. Daar is genoeg voorsiening in Christus, die woord, om jou 'n vry mens te maak. Ons lewe geheime in 'n desperate lewe met ons skuld en ons skaamte oor wat ons doen of oor wat aan ons gedoen was of aan ons nog steeds gedoen word. Ons wil dinge in ons eie hande neem. Ja, ek weet daar is selfhelpskemas, selfvervulling, selfverwerkliking. Ons kan baie sê oor prosesse en toerusting. Ons moet begin by daar staan geskrywe. Nie net daar was gepreek nie. Ek hoor nou die dag iemand sê wat gepreek was die Sondag, dat God versoek jou om te weet hoe jy voel teenoor hom. Nee, die woord sê God versoek niemand nie. En hy kan ook nie deur kwaad versoek word nie. Satan is die versoeker. Die tweede area van versoeking is die sielsmens. Satan neem Jesus kerk toe, maar klim op die dak. Satan sê spring. Jy sal nie seer kry nie. Dis net 'n halwe waarheid. Hy het dinge oor klippe, waarmee ons eintlik met altare bou en offers moet bring en geslag word en self sterwe. Satan sê, kou hierdie harde, onverteerbare klippe. Sommige godsdienstiges bou my al met harde, onverstaanbare en onverteerbare klippe raad mee help. Die derde is die geestelike versoeking. Satan maak asof daar roem en heerlikheid in die wêreld se magsig, hebsig en in sy politiekery is. Satan wil as hoof daarvan aanbid word. Jesus Christus, die Here, sit hom op sy plek en verklaar die begin van elke proses. Jy moet die Here, jou God, aanbid, aanhang, ophef en verheerlik en hom dien. Nie die heerlikheid van tydelike dinge nie. Ons wil tog so graag en vinnig dinge in ons eie hande neem. In ons geleesde gedeelte van Lukas 22 kom die massas met stokke en swaarde gelei deur generaal Judas. Dis mos net logies, hier kom 'n geveg, is dit nie?
Volgens Johannes 18 vra Petrus, die voorloper en voorprater in Jesus se groep, moet ons met swaarde veg. Hy wag nie vir 'n antwoord nie. Dis mos logies. Ons is in gevaar en in die moeilikheid. Hoekom wag vir 'n antwoord? Ons het mos nou 'n geleentheid. Ons dink die krag en oplossing lê net in die vraag. Ons regverdig ons onafhanklike leefwyse met ons sogenaamde verantwoordelike optrede. Ons bou allerhande redes en regverdiging in ons vraag en gryp na ons swaarde. Net gou hierdie storie. Ek staan en gesels by 'n vriend wat mal is oor jag. 'n Ander vriend van hom kom nader en vra hom of hy, my vriend, saam wil gaan jag. Alles is reeds betaal. My vriend sê, hy sal daaroor bid. Net daar, kyk hy op en dadelik af en sê, die Here sê ja. Dis mos logies man, so dink ek. Petrus vra en reageer gelyk. Die bloed spat, Malchus se oor waai. En Jesus moet die, kom ons sê maar, gemors regmaak. In Lukas 9:54 sien ons dat sekere mense in 'n Samaritaanse dorpie Jesus maar sleg behandel. Dis waar dat die Jode neergesien het op die Samaritane en hulle as 'n laagklas gemengde heidene beskou het. Johannes en sy boetie Jakobus wou gou dinge in hulle eie hande neem. Hulle wil, soos Elia, vuur uit die hemel laat neerdaal. Hoekom? Om die mense vir wie Jesus ook gekom het te verteer. Hulle wys geen begrip, genade of geduld nie. Ons sal hulle wys. Ons neem gou die houding van ek sal daai man vrou op hulle plek sit. Ons sal dinge regryk. Vroeër wou die disippels mense belet om duiwels in die naam van Jesus uit te dryf, want hulle behoort nie aan dieselfde kerkgroep as ons nie. Hulle wou die mense gou uitsorteer. Johannes die Doper, Jesus se neef, kondig aan dat Jesus die lam van God is. Hy weet dat hy weet dis so. Later beland Johannes in die tronk en hy stuur 2 disippels na Jesus met die vraag, is hy die een wat gaan kom of moet ons 'n plan maak en iemand anders verwag? Moet ons 'n plan maak dat ons 'n goeie prokureur kry en hom of haar uittrek dat niks oorbly nie? Ons uitnodiging. Dit vra en wag. Jesaja 40:31. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Laat dit vandag ons gebed wees. Mooi dag.